Nuwe dinge, ou paaie. Gisteroggend is ons François kind hier. Hy het oorgeslaap. Reeds die vorige aand vra hy, gaan ons môreoggend draf, ma? My antwoord is dadelik, verseker. Met so 'n ligte doutjie op 'n koelerige somersoggend begin ons ligvoets op ons ou bekende paadjie draf. Ons draf gewoonlik deur die kompleks en dan al met die see langs tot waar ons wil omdraai. Die omdraaipunt hang natuurlik af van die tyd wat ons het, die onstuimigheid van die suidooster en dan ook van ons fiksheidsgraad. Toe ons die uitgang nader, so 800 meter verder, sê hy, ag maar, kom ons draf vanoggend 'n ander pad. Dis my jaar van nuwe dinge en nuwe paaie, dis draf ons 'n ander pad. Eers by die karavaanpark verby. Hoe het ons nie in ons jong dae, Desember maande hier gekuier nie? Die hele platteland was daar. Skielik vra François, nou wat lyk so sleg? Feitelik gelyk met sy vraag, nie, o gatjong, ek weet nie, hier is 'n begrafplaas. Maar dis seker maar 'n hond wat hier ergens lê en vrek. En toe kom die woorde net by my op, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Nou ja, nou draf ons verby ou jare se vakansiehuise, wat nou met hoë mure uitgedraai is. Lankal opgegradeer na permanente wonings. Af met Van der Merwestraat, ek voel half tuis, dit was my nooiens van. Huise, sommige vervalle en ander het verval van die tyd weerstaan, en ander het 'n splinternuwe baadjie aan. Een het selfs 'n bed and breakfast geword. Die hek staan oop, een gas sit op die stoep en drink koffie. In my binneste roep het uit, gee asseblief tog die huis in die tuin vir my vir 'n wyle, ek wil dit net graag in 'n lushof omskep. Dit moet ons vir jou uitnooi om in te kom en lank te wil bly. Maar nou ja, nou draai ons net voor die see regs. Ek gesels nou nie meer nie, want ek het nou al die asem nodig om my spoedend uit te hou. François hardloop met die oorfone en hoor in elk geval nou niks as ek iets sê nie. 'n Nuwe binnenshuisversierwinkel agter slot en grende het hier kom neskop. Toe al agter ons geliefde Friedman en Cowan af, Habakuk se matteplek is nog toe. Daar lê matteman nuut, oud, verwerk, vol stof, genoeg vir 3 geslagte na my. 'n Duitse slaghuis het 'n make-over gehad. Ek moet tog onthou om weer ietsie interessant daar te gaan koop. Oorkant, verrassend nuut, 'n eetplek in 'n ou huis, hoë mure, toe deure. Tog het iemand gesê die kos is lekker, die pryse is goed en die tuin mooi. Ons sal moet gaan kyk. Dan sien ek iets wat ek nog nooit in my verbyry opgelet het nie. 'n Huis soos 'n plaashuis. Die omringstoep toegetralie. Agter die tralies staan lewensgrote beelde. Buite op die stukkie gras staan 'n beeld van 'n man en eenkant 3 vrouens in hulle naaktheid wat na mekaar toe kyk. Mooi, kunstig, onverwags. Ag, ek kon dit waardeer. Nou toe is ons by die omdraaipunt. Nie weens fiksheid op wind nie, maar weens tyd. As ma nie omgee nie, gaan ek nou 'n bietjie vinniger spoed optel. Ek wag vir ma by die hek, dan stap ons huis toe. Die pad terug is die bekende een, al met die see langs. 'n CAR voertuig kom van voorraad. Dis nou my heimatmense se nommerplaat. Ek behoort hulle tog te ken. My pa het my geleer dat jy die nommer van die voertuig moet memoriseer en dan assosieer jy nou dit met die eienaar. Dan weet jy altyd wie se voertuig dit is. Maar nou ken ek nie een van die twee nie. Die tyd het aangestap. Ek ken nog my tydgenote daar en die wat ouer is as ek. Die dorp het vreemd geword. Die laaste entjie hek toe vermeerder ek my spoed. Dis blykbaar goed vir die bloedsomloop. François wag reeds vir my met selfoon teen die oor. Dis besigheid. Die kantoor het mos nie meer grense nie. Die laaste entjie stap ons huis toe. Ons gesels. Nuwe dinge, nuwe drome. Die oue het verbygegaan. Ons lag. Dis lekker. Dis baie lekker.